Goeiedag, dit is Saterdag. Ons is by dag 4 van die 10 dae van Jesus, voor Jesus se dood. En Saterdag, dit is die Jode se Sabbat. Nou na gister, dat hulle in Betanië was, is Jesus hulle weer terug Betanië toe. Wat hulle in Jerusalem was hulle weer terug Betanië toe, en die volgende dag is hulle weer terug op pad na Jerusalem. En op pad Jerusalem toe raak Jesus honger, en hy sien 'n vyeboom wat te mooi lyk, blaartjies blink en mooi, en dit lyk asof hy moet vye dra. Maar dit is ook baie duidelik dat hy nie moet vye dra nie, want dit is buite die seisoen. Maar hy lyk so indrukwekkend, dat dit lyk asof hy moet vrugte dra, dat Jesus eintlik stop en sê, laat ons kyk of daar vrugte aan die boom is. En dan kry hulle niks aan die boom nie. Die Bybel sê ook self daarso, en dis Markus 11 vers 14, dat dit was nie die tyd vir die boom om vye te dra nie. Dan sê Jesus vir die boom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou vrugte eet nie. Nooit in der ewigheid, so mag jy nooit weer vrugte dra nie. Dit is in der waarheid 'n vervloeking. Dan loop hulle aan, dan kom hulle in Jerusalem aangekom, gaan Jesus net een plek altyd, en dit is na die tempel. Dan gaan hy na die tempel, en daarso op die Sabbatdag, die Sondag dan van hierdie Jode, waaroor hulle baie heilig was, dan word daar handel gedrywe in die tempel, en dan jaag Jesus hulle daar uit die tempel uit, en jy kan sien hierdie klomp, hulle sê, kyk na hulle probeer regtig uit die pad kom, want dit is, Jesus is kwaad, hy gooi hulle tafels om, en dan sê Jesus vir hulle, daar is geskrywe, my huis is 'n huis van gebed. Groot les vir ons van vandag se kerk. My huis is 'n huis van gebed, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Matteus 20 vers 12 tot 17 en Lukas 19 vers 46. Dan dryf Jesus hulle daar uit. Daarna, nadat die tempel weer skoon gemaak is, dan keer dit weer terug na 'n huis van gebed, en Jesus gaan weer aan. Hy genees blindes en krepeles, en die kinders wat in die tempel was, roep uit, Hosanna vir die seun van Dawid. Matteus 21 vers 15. Die hoëpriesters en die skrifgeleerders is nog steeds, elke keer as hulle Jesus sien, is hulle kwaad. Elke keer as hulle Jesus sien, dan is dit, wat gaan ons doen om hom te stop, want almal gaan nou aan hom glo. En hulle sê, Jesus moet vir hierdie kindertjies wat so skree vir Hosanna vir die seun van Dawid, hy moet hulle stil maak. Maar Jesus antwoord toe en sê, het julle nooit gelees nie? Het julle nooit in die Bybel gelees nie, in die skrif gelees nie? Uit die mond van die kinders en suigelinge het u vir u lof berei nie? Dit staan in Matteus 21 vers 12 tot 16, Markus 11 vers 12 tot 17, Lukas 19, 45 tot 48, in Johannes staan daar niks daarvan nie.
Dan wat gebeur dan? En dit is waar dit eindig. Dit is op die Saterdag. Dit is die Sabbat. Die Sabbat word verloop. Jesus vervloek 'n boom op die Sabbatdag, dat hy nooit weer sal vrug dra nie. Genees die mense en word alweer aangeval en dan sê hy net vir hulle terug, wat sê die woord? In die tempel toe hy net daar ingekom het met die mense wat daar handel gedryf het hy ook gesê, het julle nie gelees nie, weet julle nie wat staan in die woord nie? Hoor jy, elke keer kom Jesus terug na, wat sê die woord? Ek stel nie belang en jy stel nie in my opinie of wat ek sê nie, jy stel belang in wat sê die woord van die Here. En soveel beter, Here, as ons nog kan weet wat sê die woord in die oorspronklike geskrifte. Daarom maak 'n punt daarvan om te weet wat staan in die woord. Satan vat ons aan op die Here se woord. Laat ons twyfel, want ons kan nie kom terug sê wat sê die woord nie. En hy ken die woord van die Here baie goed, want ons vergeet waar kom hy vandaan. Wie was hy? Hy ken die woord so goed, hy het Jesus met sy eie woord aangevat. Wat is jou kans? Wat is my kans? Spandeer tyd in die woord. Dit is dan Saterdag, of dan die Sabbatdag. Dit was die 9de Nisan. Môre is dit die 10de, want ons dan ons Sondag. Dan sal ons sien wat gebeur dan op die Sondag, want Jesus het klaar begin die Sondag vier, ook op hierdie stadium. Hy het albei gevier. Vir ons nou moet ons die Sabbat vier, nee, want ek is nie 'n Jood nie, jy is nie 'n Jood nie. Kom weg van al hierdie Joodse metodes en hierdie Joodse gewoontes en hierdie Joodse wette. Om dit te gaan navolg klink baie vroom en baie oulik en baie impressive vir jou vriende dalk, maar weet jy sê daarmee dat ek staan saam met die Jode. Jesus het nog nooit gekom nie, ek is 'n heiden. Jesus het nog nie gekom vir my nie. Maak nie saak wat jy daarna bely nie. Hou by elke dag Sondag hier, elke dag in hierdie verhouding met die Here. Tot môre dan, ontvang die seën van die Here. Jericho geta Adonai dishmarecha, Yair Adonai pawanilecha, wechogonechta, Yesa Adonai pawanilecha, weasemlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou boed, die Here is sy aangesig na jou te draai en jou genadig wees, jou ophef en aan jou vrede gee. Amen. Tot môreoggend om 10:00. Dan gaan ons aan op wat het die Sondag gebeur. Tot dan, Shalom, vrede.